Die mens kan sien as iemand bang is. Hulle wys dit partykeer. Hulle lyfstaal sê, ek is 'n bietjie versigtig. En weet jy, vrese is een van die mure wat die evangelie inperk. Weet jy, ek wil praat oor daai 120 mense wat in Jerusalem was met die eerste Pinksterfees. Hulle was in 'n huis, die deure was nie gesluit nie, maar hulle self het die deure toegehou, want hulle was bang. Hulle was vreesbevange. En daarom, daardie mure wat hulle vashou en die deure toehou, is die vrees wat ons inperk. En toe gebeur daar in 2 vers 2. Skielik bestaan daar die geluid van die wind, die vlamme wat uitkom en op almal vassit. En skielik is hulle vreesloos. Hulle maak die deure oop en hulle gaan praat. Die wonderwerk ek het in allerhande tale praat, maar die groot wonder is dat hulle skielik vreesloos is. Nie meer op met 2 deure nie. Hulle maak die deure oop. Eintlik het ek baie deernis vir mense se vrese. Daai 120 mense het rede gehad om vrees te hê. Want onthou, die staat, die Romeine en die godsdienstleiers het vir hulle gewys, julle beter bang wees, ons gaan julle op die regte pad hou met vrees. Hulle het sopas vir Jesus gekruisig. Dis eintlik 'n doodsvrees dat hulle so die deure laat toe en betees laat wag. Maar hulle het ook persoonlike vrese. Aan wie was hulle? Doodgewone mense. Vissers, ongeleerde mense, vroue, waarskynlik nogal redelik jonk, en die ander mense was geleerde mans, oud en sterk en in magposisies. En daai deernis raak vir jou van my. Ek het deernis met jou vrese, want ek het op sulke vrees. Vrese wat vir my terug en my sê, ek gaan nie nou waag op te praat nie, want ek gaan 'n krater vir myself maak tussen hierdie slim en belangrike en sterk mense. Ek hou eerder was terug. En dis 'n geskenk vir hierdie vrou. Dat ons skielik 'n vreesloosheid kry. 'n Vreesloosheid wat ek sê, ek is van geaardheid tog al maar stillerig en introvert, maar nie meer nie. Ek gaan waag om uit te reik na iemand, begin praat met iemand, iets te waag wat half riskant is. Ek gaan dit doen. En dis die gebed waarvoor ons wil bid. Dat die Here vir ons sal sê, vat jou vreesloosheid, want hierdie vion is in jou ingepak. Jy hoef nie meer ingeperk te wees nie. En dis waarvoor ek ons moet nou vir die volgende paar minute daaroor gesels en nou oor bid. Dat jy kyk na jou eie vrese, op jy selfs voor die spieël gaan staan en met jouself praat en sê, dink jy in die verlede met die omstandighede het jy 'n plan dinge wat jou bang maak om te waag. Maar Here, laat vir my hierdie vrese oorwin. Dat ons bid vir ons kerke ook, ons kerke is normaal baie te wees. Ons nie vir mense ontstel nie, of dit net bang maak nie, maar ons maar eerder net veilig speel, dat die kerk ook vreesloos is. En dat die evangelie nooit ingeperk sal word deur ons vrese of die dinge vir bang vrees vir omstandighede. Want God is sterker as my vrese en die regimente van alle mense. Dis waarvoor ons nou moet bid. Luister weer hierna, besels hieroor en dan bid ons vir 'n 10 minute saam. Seën mens.